Okay, vriende, ons lees uit Matteus 16 vers 13 tot 20. Julle kan dit opsoek in julle Bybels of op julle fone of as jy die teks het, kom ons bid net saam. Here almagtige God, baie dankie vir al die mooi goed wat ons reeds in hierdie erediens kon beleef het. En ja, Here, ons beleef dat ons in U teenwoordigheid is. En daarom bid ons dat U deur die Heilige Gees sal kom en dat U ook hierdie skrifgedeelte in ons harte sal indra. Help dat ons dit mag hoor en verstaan, maar ook sal gaan uitleef. Ja, kom spreek, Here, want U kinders luister. Amen. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia, en ander weer Jeremia of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees, en wat jy ook al op aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees. Daarop het hy die disippels beveel, om vir niemand te vertel, dat hy die Christus is nie. Geliefdes, ons lees tot sover. Ek moet nou eerlik bely dat ek eintlik gedink het, ek ken die teks redelik goed, en ek dink eerlik, maar ek het nooit aandag gegee aan die feit dat Matteus melding maak van toe hulle in Caesarea Philippi kom. Nou, Matteus het nie goed toevallig geskryf nie, hy het dit om 'n rede geskryf. En toe ek nou gister genoeg gehad het van die rugby, want ek kon net nie meer nie. Dit was om regtig teleurstellend. Toe besluit ek, dit is beter vir my gees om navorsing te gaan doen oor Caesarea Philippi. En ek sien toe, dis een van die stede gewees, waar die meeste afgodediens was. Hulle het ook een of ander vreemde god aanbid daar, wat hulle geglo het, dis so half mens, half bok figuur. En daar is nou verskil van opinie oor wat presies hulle hom genoem het. Van die ouens sê sy naam was Pan, P-A-N. Maar ja, dit was een van die figure daar wat baie sterk uitgekom het. Die ander ding was dat die keiser het hierdie stad se naam verander. Maar die keiser het homself ook geproklameer as 'n seun van God. Of van 'n God dan. En dat daar moet ook 'n tipe keiseraanbidding wees. En die keiser het die mag, en hy is die ou wat daar regeer. En in hierdie plek van boosheid, van afgodediens, van die keiser se mag, kom vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense
is die seun van die mens. En nou antwoord hulle, en nou moet jy verstaan, die antwoorde is glad nie beledigend nie, dis eintlik ongelooflike waarderende antwoorde, dis opinies wat hoog tel, maar dis nie die waarheid nie. So hulle sê, party sê Johannes die Doper, julle weet nou op hierdie punt is Johannes die Doper doodgemaak, so party mense dink, nee, dis Johannes die Doper wat nou weer lewendig geword het, en nou gaan hy die Romeine terugkry, né? Anders sê Elia, ek meen, dis die grootste profeet in die Ou Testament, né? Of Jeremia, die ou wat daar in die tydperk van die val van Jerusalem opgetree het, dalk is dit hy, of jou van die ander profete. En nou draai Jesus dit om. En hy sê, maar julle, ek wil nou nie weet wat die mense sê nie. Nou kyk, ek self het nou ook ietsie, ek probeer regtig soos wat ek ouer word, en gedink het, ek begin nou bietjie meer verstand kry, of gehoop het ek kry bietjie meer, begin ek om te probeer om minder kwaad te word, en minder te ontstel te raak oor alles wat gebeur. En met tye kry ek dit reg, dis nou nog net hierdie pad Durban toe wat my ontstel, en die trokke wat allerhande goed aanvang. Maar die ander ding wat my kwaad maak, as iemand by my kom en sê die mense sê, kyk, dan wil ek het mos nou verloor. Sê, wat sê jy? Sê 'n naam, sê, daai ou sê. Nee, moenie my kom die mense sê nie. Nee, nou dink ek Jesus wou ook nou vir hulle sê, ek stel nou nie belang in wat die mense sê nie. Ek wil weet wat sê julle. Julle wat my disippels is, julle wat my volgelinge is, julle wat nou hierdie hele pad saam met my loop. Wat sê julle? En dis wanneer Petrus opstaan. En nou sê die Here Jesus hom, Petrus, hierdie ongelooflike belydenis wat jy gemaak het, dit kom nie uit jouself uit nie. Dis nou nie jy wat hierdie oulike insig gehad het nie. Dis nie deur 'n mens aan jou geopenbaar nie. God het dit geopenbaar. Die Heilige Gees openbaar vir my en vir jou wie Jesus Christus is. Daarom vandag nog, as iemand vir my vra, maar hoe weet ek of ek die Heilige Gees in my binneste het? Hoe weet ek of die Heilige Gees in my werk? Dan vra ek hulle heel eerste, vertel my van Jesus. Want jy kan nie hierdie van Jesus bely, as die Heilige Gees nie in jou is. Dis die toets. En die antwoord is, U is die Christus, die Seun van die lewende God. So, hier so baie in hierdie antwoord. Daar is net een lewende God. Nie al hierdie afgode hier rondom ons nie. Nie die keiser nie. Daar's net een lewende God. En U is sy Seun. U is die Christus. Nou Christus is die Grieks vir die Hebreëus Messias. Ons kan dit ook veral Christus vertaal as met gesalfde. So U is die gesalfde of die gestuurde van God. En nou weet ons wat gebeur. Die Christus moet kom, die Christus gaan kom ly, die Christus kom en word gekruisig as middelaar om vir my en vir jou te verlos. En nou sê ek vir julle, Petrus het nie verstaan wat hy hier sê nie. En hoekom sê ek dit? Want ek kan ons nou verder lees. En net in die volgende stuk, dan wil hy vir Jesus aanvat, dan staan dit dat hy Jesus wil bestraf, omdat Jesus sy lyding aankondig, en Jesus vertel vir hulle dat die Christus moet ly en gekruisig word. Dan sê Petrus, nee, oor my dooie liggaam, nee, ek sal dit stop. So, Petrus het eintlik nie verstaan nie. Maar ek wonder is dit altyd nodig dat ons alles verstaan. Petrus het nie verstaan nie, maar hy het bely, hy is die Christus, die Seun van die lewende God.
En hierdie word die rots waarop die kerk gebou word. Al het hy nou nie reg verstaan nie. So ek wil eintlik volgend vir jou kom sê, al verstaan jy nie reg nie. Dis oukei. Dis oukei as ons dit nie altyd verstaan nie. Wie is ek in elk geval nou om God se plan te verstaan? Nee, so hoor dit net as 'n by of 'n sy opmerking. Ek dink dis oukei as ek en jy nie altyd alles reg verstaan nie. Petrus het ook nie. Maar onder leiding van die Heilige Gees kon hy hierdie belydenis maak oor wie Christus is. En dan sê hy, en dis 'n mooi woordspeling in die Grieks, as jy die Grieks lees, dan vang jy dit maklik, want Petrus is in Grieks Petros, en Petra is rots, so daar's 'n mooi woordspeling op dit, so jy is Petrus, en op hierdie rots gaan ek my kerk bou. En hoor wat sê Jesus? My kerk. Nee, dis wat daar staan. Sal ek my kerk bou. So die gemeente hierso in Mooirivier is toe nou uiteindelik nie my kerk nie, of my gemeente nie. Dis Christus se. En julle die magte van die bose staan op teen die kerk, dit het nog altyd, as ons gaan kyk na al hierdie disippels wat daar was, toe Petrus hierdie belydenis gemaak het, net een van hulle is nie doodgemaak nie. In die vervolging wat die kerk deurgegaan het. Nee, die kerk is op verskillende plekke, hoeveel al vervolg, en die kerk gaan swaar kry, dit sê die Bybel die hele tyd. Maar Jesus sê, die poorte en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, want dis my kerk. Ek sal die kerk in stand hou. Hulle kan julle doodmaak, hulle kan doen wat hulle wil, maar hulle gaan nie die kerk doodmaak nie, want dis my kerk. Hulle het dit met die Christus ook probeer doen, né? Het hom probeer doodmaak. En hulle het hom doodgemaak. Dit was net nie vir Jesus 'n probleem nie, want hy staan net op uit die dood, en hy oorwin sommer die dood ook gegaan in die proses. So, sê nee, die magte van die bose, en van die doderyk, en van die Satan, en alle magte wat jy aan kan dink, gaan nie my kerk onderkry nie. Maar dan kom 'n geweldige ding. En sê hy, wat ek nou vir julle gee, is die sleutels van die koninkryk. Wat julle ook al hier oopsluit, gaan in die hemele oopgesluit word. Nee. Nou, daar's baie maniere om hierdie gedeelte te verstaan, daar is verskillende interpretasies, ek verstaan dit, maar ek is op die punt waar ek dink, hierdie is glad nie 'n magsposisie wat die Here vir die kerk gee nie, of vir sy disippels gee nie. Ek dink dit is 'n verskriklike verantwoordelikheid, want die Here sê die evangelie, die koninkryk van God, die feit dat mense die ewige lewe kan kry, die feit dat jy die boodskap van die Christus het, dit sluit die koninkryk oop, dit sluit die hemele vir hulle oop. Julle, ek plaas daai verantwoordelikheid in julle hande. Gaan doen dit. So julle, die een ding wat ek in hierdie teks hoor, is dat ek en jy die geweldige verantwoordelikheid het om die koninkryk van die hemele, wat aan ons gegee is, vir ander mense te gaan deel. Maar iets wat ook in die teks vir my uitkom, is dat ek en jy hierdie vraag gaan moet antwoord. Wie sê jy is Jesus? Ek wil nie weet wat sê ander mense nie. Kan ek nou baie radikaal wees vanoggend? Ek wil ook nie weet wat die Bybel sê nie. Ek weet wat die Bybel sê. Ek wil weet wat sê jy. Wie sê vir jou? En ek en jy gaan moet mooi dink daaroor.
Want sien, vir party mense is Jesus nog steeds die ou wat wonderwerke doen het. So hy moet wonderwerke doen, hy moet hierdie mense vir wie ek so bid, en ek bid vir hulle, maar hy moet hulle gesond maak. Verder moet hy die provider wees, hy moet sorg en voorsien. So ek begin al bid vir my Jeep, dat my Jeep eendag kan regkom, en dan moet die Here nog verder voorsien, dat ek dan iewers vir geld het om diesel in daai ding te gooi. Nou hoor ek diesel gaan nog duurder word. Hierdie teks, dis nie die manier hoe hulle Christus kom aanbied nie. Sê jy is die Christus wat gekom het om aan die kruis vir my te sterf en sy lewe te gee, sodat ek die ewige lewe kan hê. En nou word ek gekonfronteer met die waarheid, hoeveel van my gebede, hoeveel van my worstel met die Here, het te doen met my eie sonde, waarvoor ek vergifnis vra en kry. Hoeveel van dit het te doen met die besef, dat ek nog onthou, maar ek was eintlik op pad om verlore te gaan. Ek was eintlik op pad hel toe. En God het deur sy groot magsdaad my daarvan gered. Nou kom gee hy my die ewige lewe, en nou lees ek die Nuwe Testament en ek hoor oral die woord verlos. Dis die woord wat ek die meeste daar hoor, dat hy het gekom om ons te verlos. Hoeveel klem lê ek nog daarop, dat hy het my kom verlos, en vir my die ewige lewe beerf. En hy is waarlik die Christus, die Seun van die lewende God. Amen. Here almagtige God, ja, ons wil eers vra dat U ons sal vergewe, omdat ons nog steeds baie keer meer aandag gee aan wat die ander mense sê, as wat ons self bely, wie U is. En Here, nog steeds, deur al die eeue, maak ons U ook iets anders, as wat U is. Maar Here, ons bely vanoggend in hierdie kerk, dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. En ons besef dat U het hierdie lydenspad kom loop, om ons te verlos. Ons eer U daarvoor, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.